Hallo vriende en baie welkom by vandag se broodbrokkie. Wanneer 'n groot krisis ons tref, is die eerste vraag wat ons vra gewoonlik, hoekom? Ons wil verstaan waarom slegte dinge met goeie mense gebeur. Maar die werklikheid is dat ons nie altyd al die antwoorde kry nie. So wat doen ons wanneer niks meer sin maak nie? Ons kyk na dit wat ons wel weet. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Klaagliedere 3 vers 22 tot 23 wat soos volg lees. Danksy die genade van die Here het ons nie gesterf nie, sy barmhartigheid het nog nooit opgehou nie. Dit is elke môre nuut, u trou is groot. Wanneer ons hierdie woorde histories beskou, word dit besonder gelaai met betekenis. Die profeet Jeremia het hierdie woorde geskryf toe die stad Jerusalem heeltemal deur die Babiloniërs verwoes is. Plaas jouself vir 'n oomblik in sy skoene. Die tempel is afgebrand, die mense is doodgemaak of as gevangenes weggevoer en al hul aardse besittings en regte was tot niet. In die middel van hierdie ongelooflike nasionale tragedie en menslike lyding, stop Jeremia en herinner homself aan wie God is. Hy kyk verby die pyn en vernietiging rondom hom en fokus op God se karakter. Hier is 'n paar skriftuurlike feite om onsself aan te herinner. Ons weet dalk nie hoekom ons ly nie, maar ons weet watter tipe God ons dien. Die Bybel gee vir ons 3 stewige ankers vir tye van nood. Eerstens, God is soewerein. Psalm 103 vers 19 herinner ons dat God oor alles heers. Niks gebeur buite sy kennis of finale gesag nie. Tweedens, God het jou lief. Hy het sy eie seun gegee sodat ons gered kan word. Daardie historiese daad by die kruis bewys vir altyd dat hy jou lief het, selfs wanneer jy dit nie nou kan voel nie. Derdens, God bring uitkoms uit tragedie. In Romeine 8 vers 28 beloof God dat hy alles sal laat meewerk ten goeie vir die wat hom lief het. Lyding maak ons dikwels wakker vir ons behoefte aan God en verdiep ons geloof. Onthou vir Job. Die een wat jou perfek lief het, is vandag te midde van jou donkerste omstandighede by jou. Hy werk steeds volgens sy goeie raadsplan. En onthou, God se raadsplan kyk verder as hierdie tydelike wêreld. Dit het 'n ewige perspektief. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons anker is wanneer die wêreld wankel. Ons erken vandag dat ons nie al die antwoorde het nie en dat ons nie altyd verstaan hoekom dinge gebeur nie. Maar dankie dat ons kan vashou aan dit wat ons wel weet, dat U soewerein is, dat U ons lief het en dat U trou elke môre nuut is. Hou ons vas in die storm en gee aan ons U vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ons bid dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.